Hallo, ek is E.T. Welkom by my kanaal waar ons als saam doen. Vandag gaan ek vir julle 'n paar antieke goed wys, vir julle verduidelik waar dit vandaan kom en wat die storie agter dit is. My oupa aan my pa se kant, dit wil sê my pa se pa, was 'n polisieman. Maar hy was nie sommer net enige polisieman nie. Hy was 'n polisieman in die Kalahari en hy het op 'n kameel gery. Een van my oupa se pligte was om kamele op te lei, sodat ander polisiemanne hulle ook kon gebruik. Hierdie portret het een van my oupa se vriende vir hom gemaak. En ek dink dit is gemaak van leer. Hierdie goedjies hier binne is op leer. En hierdie ding is my oupa se rang wat hy in die polisie gehad het. Hier is die prentjie van die kameel. En hieronder sê dit wit draai. Dit is waar my oupa gewerk het. Nog 'n interessante feit, my oupa en van die ander polisiemanne wat saam met hom gewerk het almal op kamele gery wat net een bult gehad het. So 'n kameel soos hierdie een met net een hobbel. Hierdie was my oupa se speeltjie wat hy oral saam met hom gevat het wanneer hy gepatrolleer het op sy kameel. En dit is 'n baie ou speeltjie. Julle kan sien, die bandjie is al gebreek. En dan maak hy so oop en daar is die spieël. Ek neem aan dat dit seker gebruik om te kyk of sy hare nog reg is en of sy klere nog reg is, want op daardie stadium en in daardie jare was die polisie baie streng oor hoe jou klere moes lyk. Hierdie houertjie het ook aan my oupa behoort. Dit is van metaal gemaak. Ek is nie seker of dit dalk koper is. Dit was gebruik om olie in te hou. En dan wanneer hy sy geweer se loop skoon gemaak het, dan het hy hierdie dingetjie gebruik. Dit skroef uit en dan was die olie nou binne-in gewees. En dan gebruik hy hierdie dingetjie om in die olie so te maak, olie uit te haal en dan die loop van die geweer skoon te maak. Ek moet sê, dit lyk soos 'n koel. Dit lyk soos 'n koel vir 'n baie groot geweer en toe ek klein was, het ek altyd gedink dit is wat dit is. Maar later het my pa vir my verduidelik, nee, dit is nie 'n koel nie. Dit is net 'n houertjie vir olie. Hierdie was ook my oupa se gewees. Nou dit lyk soos 'n doodgewone ding wat jy kry wat gewoonlik vas is aan klipboards. Nie seker wat die Afrikaanse woord is nie, ek sê altyd clipboard, maar dis Engels. En ek het gedink, maar dis mos nou nie oud nie, ons kry dit nog steeds, ons gebruik dit nog steeds. Maar toe het my pa vir my gesê, nee, ek moet mooi kyk. As jy hom oopmaak, binne in het hy hierdie riwe, dit lyk amper soos tande, wat jy gewoonlik nie sien aan die hedendaagse goed wat dieselfde funksie het. En dan is jy nou veronderstel om die papier so swemklub dokumente. Jy is veronderstel om die papier so in te sit en dan het hy hom nou so rondgedra op sy kameel. Hier het ons nog 'n baie interessante ding. Toe ek klein was, het ek my beste probeer om te raai wat die kombinasie vir hierdie slot is. So dit is 'n baie ou kombinasie slot. Hy het selfs een aan die kant en dan nog 3 knoppies wat jy kan draai voorop en ek het vir ure gesit en die knoppies gedraai. Dit maak so lekker geluid. So. Dit was so. Ek het baie gespeel en dan verbeel ek myself ek breek in en ek's 'n dief en ek moet nou raai en dan die kluis oopmaak. Ek het dit nooit reg gekry nie en my pa weet nie wat die kombinasie is nie, so dit bly toe. Ons kan hom nie gebruik nie. Hierdie is 'n baie ou neutrasper. Hy het so 'n dingetjie bo wat kan oopmaak. Ek weet nie of dit is waar jy die neut insit, die heel neut of die gerasperde neut. En dan maak hy weer toe. Hierdie is 'n ou termometer. En daarbo, ek weet nie of julle kan sien nie, staan die woord
Badplaas. Badplaas is 'n plek in Suid-Afrika en kyk hoe mooi is dit met die blommetjies. Hierdie termometer is nie so oud soos van die ander goed wat ek al vir julle gewys het en van die goed wat ek nog vir julle gaan wys nie. Hier het ons die oulikste ou lineaaltjie. So hy maak so. Hy is so mooi oulik toe en by mekaar en so lyk hy. En dan maak hy so oop. So ek nog net. Hy maak so oop. En dan maak hy nog 'n keer oop. En dan lyk hy so. En hy het hierdie hakkie of hierdie hoek hierbo. Ek dink dit was ook my oupa se. En dan vou jy hom weer op. By mekaar. En nog 'n keer. En dan is dit maklik om hom saam met jou te dra. Hierdie is die tweede laaste item wat ek vir julle wil wys. Hierdie noem ons 'n pons of 'n gaatjiedrukker. Party mense sê ook gaatjiepons, maar dit is nie in die woordeboek nie. Dis 'n baie ou een. Heel waarskynlik ook my oupa se. Dis heeltemal metaal. Hy werk nog. Hy werk nog, maar ons het nuwe, so ons gebruik nie meer die een nie. En dan aan die onderkant het hy sy houertjie waarin die papier gaan en dan haal jy hom uit as hy vol is en sit hom weer terug. Die laaste item vir vandag. Hierdie is 'n ou skeepsbarometer. Ek het hom al vele kere afgeneem vir fotografie projekte en ek vind hom net so interessant. Hy hang gewoonlik in my pa se studeerkamer teen die muur. Ek dink nie hy werk meer nie. Mens kan hom moontlik laat regmaak, maar hy's baie oud. Maar hy is net so mooi binne. Dis so interessant. En dan het hy hierdie ringetjie waaraan jy dit kan ophang. En ek is nie seker wat die storie agter hierdie barometer is nie. Ek weet dit kom van 'n boot af. Dit was dan ons klein geskiedenislesie vir vandag. Sien julle in die volgende video.